three different political parties here in South Africa. One is a ruling party, the ANC. The other one is the second largest party in the Western Cape, which is the DA. Then we have a small party that's also in the Western Cape, which is the NCC. Right? So the reason why I'm playing this clip is just to show you how these politicians do their work. So what I want to do is I'm going to play this video for you, and I want you to say in the comment box which one of these three parties you think will do a good job in the country. So actually why I only chose three is because there's too much parties to mention, and if I use all those parties, this will be about a 4 to 5 hour video. So I'm going to do a part 1 today, and then I might follow in days to come with a part 2. But for now, just watch this video and tell me what you think, which parties should actually will do a good job here in South Africa. Where we do not spend money which has been allocated, I have characterized that as treasonous against our people, because our people, as they elect us, they expect us to do the work that we've been delegated and elected and mandated to do. And when, without any cause or good reason, we do not spend the money that has been allocated to them, that militates directly against their interests. The Constitution of the Republic of South Africa is our guide. That is the absolute guarantee and assurance that we will not deviate from the path of transformation. That is the assurance we have. The task team consists of capable, disciplined, and committed cadres who have demonstrated unwavering loyalty to the movement and a capacity for organizational leadership. They are entrusted with restoring stability, unity, and a renewed sense of purpose within all our structures in the ANC and the broader alliance. De kabinetministers. Steenhuisen sê daar is optimisme oor die party se toekoms. We've been able to rebuild, we've been able to regain, and we've been able to extend, and that has to continue. Certainly, I think that all of the polling shows that the DA is on the path to achieving its goal of becoming the largest party in South Africa after the 2029 elections, and we will continue to push forward for that. I'm very proud of what we've achieved. I love this party. Ek is bly dat hulle gekom het, en ek is bly vir die birthday party wat hulle gegee het, en ek hoop daar gaan meer en meer birthday parties wees van DA, en ek glo DA gaan groei, meer en meer groei, en meer mooi dinge vir ons doen. All the years I've been voting for the DA, and I will still vote for them, but I'm happy what they are doing and what they're still going to do. We believe that conflict, wherever it is in the world, is something that needs to be ended as quickly as possible. I think that if one looks at the people who suffer the most in these conflicts, it's civilians, it's ordinary citizens in those countries who are bearing the burden. And I think that we need to get as many people as possible around the peace table, whether it is in the Israel-Palestine conflict and whether it is now this conflict with Israel and Iran. We need to bring peace to the Middle East. Daar is koek geëet en komberse is uitgedeel as deel van 'n landwyse veldtog om armes in die winter by te staan. Mariska Botha, SAK Nuus, Kaapstad. So today we are in, what is the village name? Reality Village. Reality Village, and today I'm speaking to Kado. Mr. Kado, can you just briefly explain to us in terms of your challenges that you guys have been facing here, how long you guys have been here, you know, has anyone come out to help you, you know, also your position and your role that you play here in this community here, and just elaborate on the ward councillors and people that has neglected this community for so long. Ek as Kado, ek is hier
vir die mense. Ek staan vir die mense. Ek staan vir niks anders. Ek staan nie eintlik net vir die mense nie, maar die mees belangrikste ding is ons kinders. Dit is die mees belangrikste. Ons moet kyk na ons future en ons future is ons kinders. Sien jy? Die ander ding se naam is as jy praat van struggle. Ons loop hier uit. Ons betaal mense vir water. Daar is hy mense nog vol kakkoek as hulle vir ons moet water gee. Maar ons betaal elke maand. Hier buite is 'n waterpyp. Maar ons kan nie eens hy water regtig gebruik nie, want hulle die city vat elke dag foute so ons gaan water vat daar. Sien jy? Ons het die toilets hier binne nie. Ons het die water hier binne nie. Ons het die krag hier. Hier sien julle hoe lyk ons pad. Dis maar gemaak deur ons. Sien jy? So die ander ding se naam is so dis ons challenge man. Ons het al vir Solive Lander hier gehad. Ons het vir Norman hier gehad. Hulle het gesien hoe ons bly hier. Hulle het vir ons input gegee, maar hulle het ook nooit weer teruggekom na ons toe nie. Sien jy, na die gaan ek jou sê, hulle gaan nou weer boodskap stuur, kan sy môre 1 uur afwys vir 'n meeting. Ek soek nie meer ry nie man, ek soek nou results my bro man. Want die ding se naam is so, is lank genoeg dat hulle vir ons mense vir 'n gat vat hier binne man. Sien jy? As hy nie jou voete wil vuil maak, hoekom in ons gaan vout van mense soos jy? As hy wat hy gesê het. Ja? Man, ek kan jou mense bring hier wat vir jou gaan sê. Wat het hy man gesê? Sien jy? Wat sê? As hy mooi nie. Hy man het daar gestaan my bro. Dan staan hy man en maak hy sy voete so skoon. Wie is die nou die hoort councilor Norman Adonis? Norman. Van die DA. Hoor dit van die mense af my bro. No. Daar hoor dit van die mense wat daar gestaan het my bro. Hy maak sy voete skoon. Nou dink sy ons het nog tyd om sulke mense te werk my bro. Maar ons is die mense wat hy man in power gesit het, maar hy wil eers vir ons 'n 10 sent gee om 'n bietjie water te kry nie. Ons is gatvol van hom man. Ek sê dit vir jou sterk in jou gesig my bro, een in sy gevriend. Ons is gatvol van mense wat vir boere ons loop. Sien jy, want hy is boere ons loop. Hulle die pres vir ons in die grond in. En ons is nou mooi gatvol daarvan. Ons staan nou op en ons vat terug wat ons in is. Sien jy? En die mense hier, hulle sê of whatever, ons is welkom om te werk met een en elk. Ons het 'n spokesperson wat vir ons represent daar in die hof van. Ons sal like as julle weer inkom om saam met hom ook te deel dat julle die legal expert kan kry van die goede. Sien jy? Maar soos wat ek het vandag vir jou kan sê my bro, ek as gatvol van 'n council wat op sy gat sit en fokkel doen nie. And then, you know, ik like your energy. I really love your energy, and ik denk dat it's really needed in our communities because baie van onze mensen, ons loop nog met blindfolds oor onze gezichten, man. En hier kan ons zien die energy en die tijd wat die mensen inzet. You know what are they fighting for? For human rights, man. Human rights that Ricardo McKenzie and the DA celebrated just a few days ago when I asked, how can we celebrate Human Rights Day? And what I meant by saying that, besides the killing, besides the lack of development, besides any social activities happening in our communities, man, die ander ding is die, wat die human rights het die mense hierso. Ek wil vir jou vra, my bro, man. Sien dat jy sê, jy het die toilets hier nie, jy het die water, jy het die krag hier nie. Dis mos nou so-called die city so grond. Hier oorkant was ons nou net gewees, daar is op die landfall van die city, en op die nature reserve van die city of Cape Town, wat hulle claim, maar die mense daar het aan toilets en alles daar, so het hulle dan daar. Nou, hoe voel sy oor die, man? Sy sien my bro, hulle dink omdat hulle klomp is, hulle staan saam, sien sy. Hulle staan nie saam vir hy tydsie, om hy ding te kry. Ons mense wat vir 'n lang tyd het die mense die goed te gelos. Nou wat hulle gatvol is my bro, nou staan ons saam om een ding te bekom. Ons wil sien ons kinders kan ook in 'n toilet gaan sit en water was. Sien jy, hier's van ons kinders wat nie wil skool toe gaan nie my bro. Jy gaan dit vir jou mooi sê, want hulle word kak gehandel by die skole, want hulle hemp is miskien vuil as hulle is gekrikkel. Nou die kak kan ons nie allow meer nie man. Sien jy, want hulle education word dan nou weggevat. Hulle wil 'n cemetery hier bou. Maar ook kan is 'n cemetery wat dan nie eens gemaintain word nie. Cemetery bou my bro, maar dis mense wat lewe. So jy wil sê, ek het 'n plek waar ek vrek gaan, maar ek het die plek terwyl ek lewe nie. Nee man, hy's 'n powerful statement en ek wil hê julle moet luister wat die man sê en julle moet die community voel. Dis wat ek wil hê julle moet doen. Hoe kan die man sê nou vir julle? Hoe kan julle wil 'n cemetery bou hierso
vir 'n plek wanneer hy doodgaan of ons mense doodgaan, maar julle wil nie vir ons 'n plek gee terwyl ons lewe nie. Terwyl ons nog aan die lewe is, we are life. Julle sê eintlik vir ons wat die government eintlik vir ons sê is, kyk, ons bou vir julle cemeteries van julle maak hy van julle kinders gaan die hele tyd dood. Julle gaan die hele tyd dood, so ons gee vir julle genoeg cemeteries, maak mekaar vrek. Hoe noem hulle die Cape Flats? As skiet mekaar vrek. Wat gaan hulle liewer stel wie ook? Ja. Sien jy? Hulle gaan weer ons cemeterie gee want hoekom ons gaan mekaar beklei nou. Daar het 'n familie gebly. Verstaan? Die plek het aan die brand geslak. En hy mense het is nergens na toe te gaan nie. Hulle bly in daai klein dingetjie wat daar is. En die ding. En die klein dingetjie bly hulle. Hæ? As jy reg is man. Hæ? Kyk hier. Hæ? 'n babykind, 'n meisiekind van 2 jaar oud toe. Hier bly sy in. Kyk aan. Sy bly daar. As die kinders. Sy bly daar. Ja, kinders sê van my wat het gebeur in die plek, hoe het uitgebrand, was hy Japan? As hy wel van die council enigiets? Niks ja. As hy niks water, niks. Niks water nie, niks sand nie. Immers gebruik. Ons het sand immers gevat het en sand gegooi. Die plek toe was dit te laat. Toe brand dat plek mossig plat. Jo, en samen wie bly daar mee so? Ek slaap en soms slaap my ook en soms is dit Kaline, ek herinner my nie. So wyk nog altyd. Nou so wat ding dat hy en sit die materiaal nie om 'n plek te bou nie. Nou wat? Nou ons moet bang wees. Ons moet bang wees as die wind waai. Dan moet ons bang wees. Dan moet ons mooi kyk wat voorkom. Die vuur, die 'n vonkie vat mos vlam man. Verstaan? As brand. Nou slaap ons. Nou gaan hy vonkie ek maak dit voorbeeld in my plek. Ek het 3 kinders daar met 'n baby van 2 maande oud. My dogter se kind. Verstaan? Met 2 maande. As ons uitbrand in die plek, wat gaan hulle sê? Julle wil hier gewees het, julle wil hier bly. Hier's mense wat op waiting list ook is man. Hoekom kom hulle nie nare en doen 'n interview met ons wat op waiting liste is? Verstaan? Jong kinders. 18 jaar. 18 jaar. En dan is daar mense wat 21 years oud, 20 jaar oud wat nou huis kry. Nou huis kry. Nou bis ons. En waarvan dan kom hulle van ons meetings alles. Zijn municipaliteit op een waiting list in 17 jaar bij City of Cape Town op een waiting list geweest. Hulle sê dan exist meer een waiting list. Maar ik heb nog altijd die written proof, die printouts van hulle en draken zijn. Van 30 jaar en 17 jaar. Ja, draken zijn de municipaliteit om ons payroll Wellington gebied. Maar nou thuis wat ik eruit te explain voor die mensen. Toen kom ik hier toe, toen zei hulle, jy, doen ze maar aanzoek hier man. 17 jaar geleden, toen ik maar aanzoek hier man. Ik kom in payroll Wellington gebied. Gebeur niks en ek bly mos so nou tyd het al en dis wat daar sê is Grootman dat die Grootman moet so liewe in sulke circumstances waar mense van ander provinsies kom, hulle is 20 jaar oud, 21 jaar oud, dan kry hulle immediately huis. Hier's ons van die Kaap. Daar's dakies wat kry, hulle huise hier, het hulle 2 huise in Transkei, hulle bou hulle huise pragtig, hulle hier die huis uit, hulle gaan een van die jaar Transkei toe om hulle huis mooi te gaan maak. Nou, maar wat is ons? En daai sê hy is sê en daai sukkel sê die city doen dit purposefully. Die city kyk agter daai mense, maar hulle kyk nie agter ons nie. Hulle wil hê daai divisie moet hier plaasvind. Verstaan? En hulle kyk vir ons aan soos niks nie. As sê man, jy kyk hoe lyk dis elders. Dis 'n moeder, dis 'n ouma van kinders. The city works for you. Ja. Ek is disabled. Ek het nie much of an income, but I can tell you one thing with the years and the wisdom that I've gathered. The city doesn't work for us. If it works for you, you're lucky, but it doesn't work for us. Alright guys, so here we saw the 3 different parties. But as you can see, the National Party, the ruling party, the ANC, with the president say, Mr. Ramaphosa say that money is allocated for different issues, and the DA is like more of a relaxing party in the sense of it's only in a community when it suits them near to the election time.
Then we have the NCC, which is the smallest party of the three. The smallest party, but they're more active in the community. And that's why I say you be the judge on these three parties. So write in a comment box which one of the three you think would be a good leader. And then I will play days to come. I will make a part 2. And we'll try to choose some other parties. So until then, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and push that notification button. See you in my next video.